Ons is in Spreuke hoofstuk 3 en ons begin vandag met 'n nuwe hoofstuk. Ons gaan kyk na verse 1 en 2 vandag. Spreuke hoofstuk 3 vers 1 en 2. En dit lees dan soos volg: My seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Net so ver in die skrif vandag. Kom ons buig weer die hoofde. Here, ons dankie vir die woord en ons dankie dat dit onfeilbaar is, Here, dat dit foutloos is, dat dit genoegsaam is, Here. En weer eens vra ons, Here, dat die woord ook vir ons genoegsaam sal wees in die oggend. Here, laat dit nie net kopskennis sal wees nie, laat ons nie net die woord sal hoor nie, laat ons dit nie net sal ken en verstaan nie, Here, maar dat dit deel van ons sal raak, Here. Dat dit hartskennis sal wees, Here. En Here, dat die woord sal gestalte vind in ons, dat ons dit mag uitleef. Ag Here, ons bid dat U Gees in ons midde sal werk. Want Here, ons kan nie onsself verander nie. Here, ons is maar 'n hardkoppige mensdom. Nietig, Here. En ons kan nie ons eie hart draai na U toe nie. En daarom pleit ons in hierdie oggend, o Heer, mag U Gees in ons midde wees, mag U Gees in ons harte werk. Mag U ons hart van klip verwyder en vir ons hart van vlees gee. Here, sodat ons die woorde sal aanneem, Here. Ter eer en verheerliking van U heilige naam. Mag Here wees met ons en lei ons, verander ons, Here, want ons kan dit self doen nie. En ons pleit ons onvermoë voor U, Here. Kom ons onvermoë te hulp deur die krag van die Gees. Dit is ons gebed, Here. Nie omdat ons dit verdien, Here, maar oor U genadig is en ter eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Nou, ons het laasweek klaar gemaak met hoofstuk 2 van Spreuke en begin dan met 'n nuwe hoofstuk vandag, of lering as jy wil, wat tipies aangedui word deur Salomo met die woorde, my seun. Die eerste lering van Salomo het begin in hoofstuk 1 vers 8, wat begin het met die woorde, my seun. Die tweede lering het begin in hoofstuk 2 vers 1, waar ons dieselfde woorde gekry het, my seun, en ons begin dan vandag met Salomo se derde lering aan sy seun, wat weer eens aangedui word met die openingswoorde van my seun. Ons het in die vorige hoofstuk gesien hoe die Here diegene bewaar wat hom gehoorsaam is, en hy bied sy beskerming oor die wat sy woord in hulle harte bewaar. En wat ons dus moet besef van die vorige hoofstuk, is dat die bewaring en veiligheid wat ons in die Here vind en in sy woord, is kondisioneel. Die Here, glo dit of nie, beskerm nie almal nie. 'n groot fout wat baie mense vandag maak, is nie net dat hulle onder die indruk is dat die Here almal beskerm nie, maar dat hulle op die Here se beskerming kan aandring, so asof dit 'n mensereg is. Maar die realiteit is, God kan nie verander nie, en sy woord kan nie verander nie, wat beteken dat wanneer die Here iets sê in sy woord, dan is dit die absolute waarheid en dit is ons absolute gesag en dit kan nie verander nie. Want indien God kan verander, dan beteken dit ook hy is nie perfek nie. Want iets of iemand wat klaar perfek en volmaak is, kan nie verander en nog steeds perfek en volmaak bly nie. Indien God kon verander, dan is God nie perfek nie, want hoekom het hy verandering nodig? En dan is hy ook nie meer God nie. En indien sy woord kon verander, of althans hy nie meer getrou is om by al die woorde te hou wat hy in sy woord aan ons spreek nie, wel dan is hy ook 'n leienaar. En dis ook nie meer God nie. Maar ons lees immers in Numeri 23 vers 19, daar staan, God is geen man dat hy sou lieg nie, of 'n mensekind dat dit hom sou berou nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, of spreek en dit nie waar maak nie. Of Maleagi 3 vers 6, want ek die Here verander nie. Maar dit is presies waarop mense aandring. Die Here se verandering. Wat nie die woord van die Here bewaar in hulle harte nie, maar nog steeds God se beskerming wil geniet. Die beskerming van die Here, waarvan ons gelees het in hoofstuk 2, is alleenlik vir die wat die Here vrees. En vir die wat na die wysheid van sy woorde soek, soos na silwer en soos na verborgde skatte, soos wat ons gelees het in vers 4 van die vorige hoofstuk. Met ander woorde, dit is kondisioneel. Sy beskerming is kondisioneel op daardie voorwaardes.
Die wat sy gebooie lief het, en die wat dit bewaar in hulle hart, en die wat daarna soek, soos na goud en verborgde skatte. En dwars deur die hele Bybel sien ons dat die seëninge van die Here en die beskerming wat hy ons bied, kondisioneel is. Daarom lees ons ook in Matteus 7 vers 24 en 25. Elkeen dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal ek vergelyk met 'n verstandige man wat sy huis op die rots bou, en die reën het geval, en die waterstrome het gekom, en die winde het gewaai, en teen daardie huis aangestorm, en dit het nie geval nie, want sy fondament was op die rots. Die persoon wat sy huis op die sand bou, aan die ander kant, hoor ook die woord van die Here. Hy hoor dit ook. Maar hulle doen dit nie, soos ons dan verder lees in vers 26 en 27 waar staan, en elkeen wat na hierdie woorde van my luister, en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man wat sy huis op die sand gebou het. En die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daardie huis aangestorm en dit het geval en sy val was baie groot. Die Here se seëning en beskerming is nie kondisioneel op of ons sy woord hoor en of ons sy woord ken nie. Dit is kondisioneel op of ons sy woord doen of nie. En die Here kan nie verander nie, en sy woord kan ook nie verander nie. Wat beteken, die Here gaan nie vir ons uitsonderings maak nie. Jy is nie so spesiaal, dat die Here vir jou 'n uitsondering gaan maak nie. En indien ons nie God se woord hou nie, maar nog steeds aandring op sy beskerming, dan verwag ons van hom om te verander, want ons verwag dat hy nie volgens sy woord moet optree nie, of ons verwag dat hy sy woord moet verander om vir ons 'n uitsondering te maak. Maar hoe vermetel moet ons nie wees om te dink dat die Here homself moet ontken, deur om sy woord te buig en sy geregtigheid te verander, deur om ons veilig te hou en dit nadat ons op die sand gebou het. Ons kan nie aandring op die Here se beskerming of dit selfs verwag, indien ons nie by sy woord hou nie. Hoe voorbarig en vermetel sal dit nie wees nie, om te dink dat die God van die heelal moet verander vir ons onthaalwe. Koning Dawid verontagsaam die woord van die Here en die Here maak sy seun dood. Koning Salomo verontagsaam die Here en die Here verdeel die koninkryk van Israel as gevolg van sy afvalligheid. Aaron se seuns aanbid die Here op die verkeerde manier en die Here slaan hulle albei dood neer. Ananias en Safira jok vir die Here en bring net die helfte van die geld wat hulle gesê het hulle gaan bring na die disippels toe en die Here slaan hulle dood neer. Hoe voorbarig moet ons dan nie wees om te dink dat die Here vir ons 'n uitsondering moet maak, indien ons nie by sy woord hou nie, terwyl hy nie eens 'n uitsondering vir koning Dawid gemaak het nie. Maar vir die van ons wat wel 'n liefde het vir die Here en 'n begeerte het na sy woord en dit uitsoek soos verborgde skatte, sodat ons kan doen wat dit sê, hoe seker kan ons nie wel wees van God se beskerming nie? Hoe seker kan ons nie daarvan wees nie? Want nie net staan God se oordeel vas oor die wat sy woord verontagsaam nie, as gevolg van die feit dat hy en sy woord nie kan verander nie, maar ons kan net so seker wees van sy beskerming, juis ook, as gevolg van die feit dat hy nie verander nie. Want hy sê so in sy woord vir ons. Sy woord staan vas. En vir die wat 'n liefde het vir sy woord en honger daarvoor het en dit uitsoek soos verborgde skatte, wel sy woord staan vas. Daar is vir jou beskerming. Sy woord verander nie. En sy woord staan vas. En soos die laaste 2 verse van die vorige hoofstuk vir ons gesê het, want die opregtes sal die land bewoon en die regskaapenes daarin oorbly. Maar die goddelose sal die land uitgeroei en die ontroue sal daaruit weggeruk word. Wie is die opregtes? Dis die wat God se woord bewaar, die wat die woord van die Here hoor en dit doen. Nes die man wat op die rots gebou het. En wie is die goddelose? Dit is die wat nie God se woord bewaar nie. Die wat God se woord ook hoor, maar dit nie doen nie, soos die man wat op die sand gebou het. Maar hierdie derde lering van Salomo aan sy seun
Sluit aan by die vorige, want waar die vorige hoofstuk genoem het dat die wat die Here se woord bewaar in hulle harte, ook die bewaring van die Here sal geniet, gaan hierdie hoofstuk 'n stap verder doen om te sê dat jy nie net bewaar sal word nie, maar jy sal ook geseënd word. Soos vers 1 en 2 vir ons sê waar staan, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Dit sal. En weer eens, soos ons in die vorige hoofstuk gesien het, die gebooie van Salomo wat deur die seun bewaar moet word, is niks anders as die gebooie van die Here self nie. Die gebooie van Salomo is bloot net die gebooie van die Here, aangesien die Here dit die Here is wat die pa en die man as die hoof van die huis aangestel het. En juis om die gebooie van die Here aan sy huishouding oor te dra en te leer. Dis hoekom die gebooie van Salomo die gebooie van die Here is, want die Here het die man aangestel, juis om daardie gebooie aan sy seun te leer. Daarom lees ons in Deuteronomium 6 vers 5 tot 7. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel, met al jou krag, en hierdie woorde wat ek vandag beveel, moet in jou hart wees. En dis wat Salomo doen, jy moet dit jou kinders inskerp en daaroor spreek as jy in jou huis sit en as jy op jou pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Die gebooie van die Here moet dus eers in die hart van die ouers wees. En soos hierdie vers in Deuteronomium ons dan verder leer, dan moet jy dit ook in jou kinders inskerp. En dis presies wat Salomo besig is om te doen. Sowel as wat ons ook moet doen met ons eie kinders. En soos ons voorheen gesien het, die 10 gebooie leer ons presies dit wat ons hiervan lees. In Eksodus 20 vers 12 waar staan, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. En Paulus bevestig dit in Efesiërs 6 vers 20, soos ons laasweek gesien het. En dit is presies wat ons teks vandag ook sê, sal gebeur, indien Salomo se seun na hom sal luister. Want soos vers 2 sê, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en van vrede vir jou vermeerder. Dit sê presies dieselfde as wat die 10 gebooie sê. Dit sê presies dieselfde as wat Paulus sê in Efesiërs hoofstuk 6. Maar terwyl dit 'n gebod is van die Here aan die kinders en Salomo se gebod is aan sy seun, is dit ook 'n algemene gebod aan almal. Want as ons net vroeër in Deuteronomium 6 lees in verse 1 en 2, dan sal ons sien daar staan, dit is dan die gebod, die insettinge en die verordeninge wat die Here julle God beveel het om julle te leer, sodat julle dit kan doen in die land waarin julle oortrek, om dit in besit te neem, dat jy die Here jou God kan vrees, om al sy insettinge en sy gebooie wat ek jou beveel te hou, jy, groot mens, en jou kind, en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Dieselfde gebod en dieselfde seëning. Dit is dus nie net die kinders wat moet luister sodat hulle dae verleng moet word nie, maar dit het oorspronklik begin en is hoofsaaklik ook van toepassing op die ouers. Die gebod om te luister na die woord van die Here en die belofte wat daarmee gepaard gaan, naamlik dat jou dae verleng sal word, het begin by die ouers en dit sluit ook die ouers in. Wat beteken dat as die ouers die Here vrees, dan sal die kinders ook die Here vrees. Want as die ouers die Here vrees, sal hulle ook hulle kinders in die wysheid van die Here grootmaak, want die vrees van die Here is die beginsel van wysheid. Dit is dus nie bloot net 'n belofte aan die individu nie, en dit is nie 'n individuele gebod nie, sodat die bewaring daarvan begin en eindig by 'n enkele persoon of by 'n enkele kind nie. Nee, dit is 'n verbond vir generasies. En dit is 'n belofte van seën vir generasies. Want die belofte is nie net van toepassing op die kinders nie, maar ook op die ouers, sowel as die kinders se kinders. Die kroos van jou kroos, sê die Bybel. Of soos Deuteronomium sopas gesê het, jy en jou kind en jou kindskind, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. Wat beteken? Dat wanneer die kinders gehoorsaam is, omdat die ouers gehoorsaam was, dan gaan daar die kinders weer, hulle kinders,
groot maak in die tug en vermaning van die Here. En daarom wanneer ons in ons teks vandag lees, Salomo sê vir sy seun, my seun, vergeet my onderwysing nie en laat jou hart my gebooie bewaar, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder, dan sien ons, dit is presies dieselfde gebod en seëning waarvan ons lees in Deuteronomium 6 vers 2 waar staan, dat jy die Here jou God kan vrees om al sy insettinge en sy gebooie, wat ek jou beveel te hou, jy en jou kind en jou kindskind, menende jou nageslagte, al die dae van jou lewe, en dat jou dae verleng kan word. En weer eens, die Nuwe Testament bevestig hierdie seëning, en dat dit nie net 'n Ou Testament seëning is nie. Die Nuwe Testament bevestig dit vir ons, wanneer Paulus sê in Efesiërs 6 vers 1-3, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg, eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod, en hy verwys terug na die 10 gebooie, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan, en jy lank mag lewe op die aarde. Dit is nie net van toepassing op die Ou Testament volk nie, dit is van toepassing op almal wat onder die nuwe verbond is. En Paulus sê dit aan die Efesiërs, wat nie Jode was nie. Hierdie belofte van seën is dus nie net van toepassing op die kind nie, en dit is nie net van toepassing op die individu nie, maar is van toepassing op ouers, kinders en nageslagte, of altans die generasies wat na ons kom. Maar verstaan ons dan, hoe 'n groot verantwoordelikheid ons het? Verstaan ons die verantwoordelikheid wat met dit gepaard gaan? Want dit wat jy vandag doen, ongeag of jy 'n ouer is en of jy 'n kind is, het nie net gevolge in jou lewe, en dan wanneer jy doodgaan, dan eindig daardie gevolge nie. Nee. Dit wat ons nou doen, het nagevolge en implikasies vir generasies. Jy mag dalk dink, ek doen nie my Bybelstudie met my kinders in die aande nie. So dit is net 18 jaar wat ek nie heeltemal gedoen het wat ek moes met my kinders nie. Maar jy is 'n dwaas. Want jy was nie net vir 18 jaar 'n dwaas nie, jy het jou hele nageslag te nagekom. Of as jy 'n kind mag wees, mag jy dalk dink, dit is net 18 jaar wat ek nie na my goddelike ouers luister nie. Maar jou nageslag gaan die vrugte daarvan pluk, of altans nie pluk nie. Want daar gaan geen goddelike vrug in jou nageslag wees, tensy jy nie drasties tot bekering kom nie. Die Here is ons ontsaglik genadig. Nie net omdat hy ons 'n reël en woord gee om volgens te lewe nie, maar dat wanneer ons doen, hy sy seëninge ook oorvloedig oor ons uitstort. En nie net op ons nie, maar ook ons nageslag na ons. Ons kinders en ons kleinkinders, en selfs verder. Nie net jou kind nie, selfs jou kindskind, sê die Bybel. Hoe dwaas sal ons dan nie wees om min te maak van die Here se beloftes, deur om te dink dat dit net ons gaan affekteer, indien ons nie na sy gebooie luister nie. Hoe dwaas moet ons dan nie wees nie? Nee, jy verontagsaam nie net die Here nie, en jy plaas nie net jou eie ewigheid op die spel nie, jy het ook jou hele nageslag te nagekom. Die Here staan gereed om ons te seën op so 'n manier wat ons nooit sal kan verdien nie. Efesiërs 6 vers 3, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Deuteronomium 4 vers 40, dat dit met jou en jou kinders na jou goed mag gaan en dat jy die dae mag verleng in die land wat die Here jou God jou vir altyd sal gee. En ons teks, Spreuke 3 vers 2, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Hoe groot is die Here se genade dan nie, om ons so ryklik te seën? En nie net ons nie, maar ook ons kinders. En nie net ons kinders nie, maar ook ons kindskinders. Maar, en hierdie is 'n groot maar, vers 1 stel vir ons die kondisies daarvan. Naamlik, vergeet my onderwysing nie.
Laat jou hart my gebooie bewaar. En ons weet dit praat van die Here se onderwysing en sy gebooie, want die Here sê dit in presies dieselfde woorde, soos ons gelees het in Deuteronomium hoofstuk 6. Die dwaas sê in sy hart, ek hoef nie die Here se gebooie in my hart te bewaar nie, en ek hoef ook nie sorgvuldig daarby te hou nie, want dit is van klein effek op my. Maar die wyse man aan die ander kant sê weer in sy hart, hoe kan ek anders as om die Here se gebooie in my hart te bewaar? Want dit gaan nie net 'n massiewe impak hê op my en my eie ewigheid nie, maar ook op die van my nageslag en hulle nageslagte. Maar meer as dit, en dit is iets wat die ongelowige persoon nie kan begryp nie. Die wyse man sê in sy hart, dat selfs al was daar geen belofte van seën en voorspoed oor hom en sy nageslag nie. Selfs al was daar niks seëninge gewees nie. Sê die wyse man nog steeds in sy hart, ek sal nog steeds die gebooie van die Here bewaar. Hoekom sal die wyse man dit sê? Hoekom sal die ware gelowige dit sê? Hoekom sal ons die Here se gebooie bewaar, selfs al is daar geen seën oor jou of jou nageslag nie? Want dit is die Here se gebooie. Hy is God. En die Here is waardig om geaanbid te word, ongeag of hy ons seën en of hy ons nie seën nie. Hy bly waardig. En die wyse man en die ware gelowige het 'n begrip daarvoor. Want hy verstaan wie God is. En hy verstaan dat die Here waardig is om geaanbid te word, ongeag of hy ons seën daarvoor of nie. En dit is die verskil tussen die persoon wat vir homself 'n plek in die hemel in probeer verdien deur sy goeie werke en die persoon wat in die genade van die Here wandel. Die persoon wat deur goeie werke vir homself 'n plek in die hemel wil verdien, doen daardie werke en hou die gebooie as gevolg van die seëninge wat hy gaan kry. Dis hoekom hy dit doen. Maar die persoon wat werklik die Here ken en hom liefhet, bewaar sy gebooie. Nie omdat hy beloning gaan kry nie, maar omdat die Here waardig is om so geaanbid te word, ongeag of daar 'n beloning is en of daar nie 'n beloning is nie. Die persoon wat deur goeie werke vir hulle self 'n plek in die hemel wil inverdien, gaan uitgeput word deur die gebooie van die Here, want dit is werk. En maak nie saak hoe hard jy probeer om vriendelik en aangenaam en vrygewig en liefdevol te wees nie, dit gaan altyd vir jou swaar wees om te doen, want dit is werk. Jy probeer iets verdien, en jy gaan dit nooit perfek regkry in die eerste plek nie. Maar die ware gelowige bewaar die gebooie van die Here in hulle hart. Nie vir die beloning nie, en nie om 'n plek in die hemel in te verdien nie, maar hulle doen dit omdat God waardig is om so geaanbid te word. Dit is net die ware gelowige wat kan verstaan en kan begryp wanneer 1 Johannes 5 vers 2 en 3 vir ons sê, hieraan weet ons dat ons die kinders van God liefhet, wanneer ons God liefhet en sy gebooie bewaar. Want dit is die liefde tot God, dat ons sy gebooie bewaar, en sy gebooie is nie swaar nie. Inteendeel, dit is lig. Hoekom is sy gebooie nie swaar nie? Want ons doen dit nie om iets te verdien nie. Want ons kan nie. Ons doen dit bloot net omdat ons die Here liefhet, en hy is waardig vir ons aanbidding, ongeag of ons geseën word of nie. Die ware gelowige, selfs al gaan hy die dag dood, en hy maak sy oë oop in die hel, sal nog steeds die Here aanbid. Want die Here is waardig om so geaanbid te word, ongeag waar ons onsself mag bevind, of waardeur ons ook al mag gaan. Die ware gelowige, selfs al gaan hy dood, en hy maak sy oë oop in die hel, sal nog steeds
die Here aanbid, want die Here is waardig vir aanbidding, ongeag waar ons onsself mag bevind. Die ongelowige probeer die gebooie van die Here hou, of probeer ten minste 'n vriendelike en aangename persoon wees, maar hulle doen dit om die guns van die Here te verdien. En nadat hulle kamma goeie lewe en werke gedoen het, en vir die boemelaar kos uitgedeel het, en mense gehelp het, en vriendelik was met mense, en volgens hulle self 'n goeie mens was, dan dring hulle aan op die seën van die Here. Die Here moet my seën, want ek was mos 'n goeie mens. Maar die ware gelowige bewaar die gebooie van die Here, ongeag of hy geseën gaan word of nie, en selfs ongeag of hy hemel toe gaan of nie. Hoekom? Want die ware gelowige weet in elk geval dat daar niks is wat ons kan doen om vir onsself 'n plek in die hemel in te kan verdien nie. Ons kan dit in elk geval nie doen nie. Want niemand kan deur werke gered word nie. Want as ons deur werke gered kon word, dan is dit nie meer genade nie. Want soos Paulus sê in Efesiërs 2 vers 8, want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit nie uit julle self nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat niemand mag roem nie. Die ware gelowige aanbid die Here en volg hom, nie om 'n plek in die hemel in te verdien nie, want ons kan nie. Want indien ons kon, dan sou ons ook iets gehad het om in te roem, maar Paulus sê ons het niks om in te roem nie. Want ons word deur genade alleen gered en nie deur ons werke nie, want as ons deur werke kon gered geword het, deur wat ons doen, dan het ons ook nie Christus nodig gehad in die eerste plek nie. Nee, die ware gelowige aanbid die Here bloot net oor wie die Here is. Hy is God en hy is waardig om geaanbid te word. En ons ag dit nie net 'n seën om hom te kan ken en te kan aanbid nie, dit is selfs 'n seën as ons vir hom kan lei. Soos ons lees in Handelinge 5 vers 41. Hulle het toe van die raad af weggegaan, bly dat hulle waardig geag was om vir sy naam oneer te lei. Selfs om vir die Here te lei is 'n seëning vir die ware gelowige. En daarom lees ons in Habakuk 3 vers 17 tot 19, daar staan, alhoewel die vyeboom nie sal bloei en aan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleurstel en die saailande geen voedsel oplewer nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Met ander woorde, dit gaan baie sleg. Nogtans, sê Habakuk, sal ek jubel in die Here, ek sal juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van herte. En hy laat my tree op my hoogtes. Vir die gelowige, selfs al gaan dit sleg, gaan dit goed. Want ons vertroue is nie in wêreldse dinge nie, maar ons vertroue is in die Here. Sadrag, Mesach en Abednego sê vir Nebukadneser, hulle sal nie voor sy goue beeld neerbuig nie. En Nebukadneser raak woedend en hy sê, indien julle nie voor my goue beeld neerbuig nie, dan sal ek julle in die vuuroond gooi. En hulle sê toe vir Nebukadneser in Daniël 3 vers 17 en 18, onse God wat ons dien, is in staat om ons te verlos, en hy sal ons uit die brandende vuuroond en uit u hand, o koning, verlos. Maar, selfs al doen hy nie, laat dit u dan bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien nie, en die goue beeld wat u opgerig het, nie sal aanbid nie. Selfs al red hy ons nie, ons sal nog steeds nie voor hierdie afgod neerbuig nie. Want ons God is waardig om geaanbid te word. Ongeag of daar seëning is, of nie. Ongeag of ons beskerm word, of nie. En dit is die hart van die ware gelowige. Die ware gelowige bewaar die woord van die Here in sy hart, en doen wat Salomo sê, in vers 1 van ons teks vandag. Naamlik, my seun, vergeet my
onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. En hy sê dan in die volgende vers, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Daar is dus 'n definitiewe seëning wat volg, vir die wat wel die gebooie van die Here bewaar. Daar is 'n seëning. Maar hoe weet ons dat ons werklike liefde het vir die woord van die Here? Wanneer selfs al doen die Here dit nie, en voeg nie lengte van dae en jare van lewe by en vermeerder ons vrede nie. Ons nog steeds die woord van die Here bewaar. Want dit is God se woord. Dit is hoe ons weet of ons werklike liefde het vir die Here en vir sy woord. Is wanneer ons sy woord bewaar in ons harte, selfs al voeg hy nie lengte van dae by tot ons lewens nie. Die ware gelowige sal vers 1 doen, selfs al staan vers 2 nie daar nie. En ek sê weer, die ware gelowige sal vers 1 doen, selfs al het die seëning van vers 2 nie daar gestaan nie. Die ongelowige aan die ander kant, doen vers 1, omdat vers 2 daar staan. Dis die ongelowige. Hy doen vers 1, omdat vers 2 daar staan. Hy soek die seëninge, daarom doen hy maar vers 1, en bewaar die woord. Nee, ons doen vers 1, omdat ons 'n liefde het vir vers 1. En ons het 'n liefde vir die Here, en ons het 'n liefde om sy woord te bewaar, want dit is God se woord. Koning Dawid sê vir ons hoekom hy die woord van die Here bewaar, en hy sê in Psalm 119 vers 11, ek het die woord in my hart gebere, sodat ek teen u nie sal sondig nie. Hy sê nie ek het die woord in my hart gebere, sodat ek geseën kan word nie. Nee, hy sê hy bære dit in sy hart, want hy wil nie teen die Here sondig nie. Hy doen dit bloot omdat hy 'n liefde het vir die Here, en daarom het hy ook 'n liefde vir sy woord, soos hy sê in Psalm 119 vers 127, ek het u gebooie lief meer as goud, ja, meer as baie fyn goud. Hy het 'n liefde vir die Here se woord. Die ongelowige se houding is soos volg. Die ongelowige sê, ons is goeie mense. En ons is vriendelik en bedagsaam met almal, en daarom kan die Here my nie weier om in die hemel in te gaan nie. En hy behoort my te seën vir al die goeie dinge wat ek doen. Terwyl die gelowige aan die ander kant dring nie aan op die seëninge nie, maar is dankbaar dat ons ten minste die woord van die Here kan hê, en dat ons kan weet wie die Here is, want dit is kos vir ons siel. Ongeag of dit met fisiese seëninge gepaard gaan of nie, want die woord van die Here is ons kos. Soos Jesus ook sê in Matteus 4 vers 4, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Die woord van die Here is kos vir ons siel, en daarom bewaar ons dit ook. Maar selfs al is dit die houding van die ware gelowige, daar is wel 'n seëning wat met dit gepaard gaan. Want so Salomo sê in vers 2, want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Die Here sal sy kinders seën. Maar weer eens, hierdie seën van die Here is kondisioneel. Kondisioneel waarop? Of jy liefde het vir die Here en honger het na sy woord en om te doen wat dit sê en om dit in jou hart te bewaar. Het jy 'n liefde vir die Here en het jy 'n liefde vir sy woord? Want jy kan doen wat in sy woord staan en dink dat jy 'n goeie persoon is, maar nog steeds nie 'n liefde hê vir die Here en sy woord nie, selfs al doen jy dit. En dit is presies waar die Israeliete was. Hulle het gedoen wat sy woord vereis het, en hulle het slagoffers gebring soos wat hulle moes, want dis mos wat God se woord sê hulle moet doen. Maar wat sê die Here vir hulle in Jesaja 1 vers 11? Ek is sat van die brandoffers van ramme en die vet van vetgemaakte kalwers. Ek het geen behaag in die bloed van stiere of lammers of bokke nie.
Die Here sê, ek soek nie julle offers nie. Ek soek nie julle oorddiens nie. Ons lees in Micha 6 vers 6 tot 8, hy sê, waarmee sal ek die Here tegemoet gaan en my buig voor die hoë God? Sal ek hom tegemoet gaan met brandoffers, met jaaroud kalwers? Sal die Here 'n welbehae en duisende ramme en 10.000 strome van olie? Sal ek my eersgeborene gee vir my oortredinge, die vrug van my liggaam vir die sonde van my siel? Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is. En wat vra die Here van jou? Anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Wandel ootmoedig met die Here. Spreuke 15 vers 8 sê, die offer van die goddelose is vir die Here 'n gruwel. Maar die gebed van die opregtes is hom welgevallig. Die Here soek nie ons offers nie, hy soek nie ons werke nie. Hy soek nie mense wat bloot net doen wat die Bybel sê, sodat hulle geseën kan word nie. Want dis presies wat die Israeliete ook gedink het hulle kan doen met hulle brandoffers. Kom ons bring die offers, dan sal die Here ons seën. Kom ons doen net wat die Here sê, dan sal ons geseën word. Nee, hy soek mense wat 'n liefde het vir sy woord en wat dit in ons harte bewaar, want dit is kos vir ons siel. En soos Psalm 1 vers 2 sê, want ons behaag is in die wet van die Here en ons oordink sy wet dag en nag. En daarom sê Christus vir ons in Matteus 9 vers 13, maar gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhandes nie. Menende nie werke nie. Gaan leer wat dit beteken. Ek wil barmhartigheid hê en nie offerhande nie, want ek het nie gekom om regverdiges te roep nie, maar sondaars tot bekering. Die regverdiges waarvan Jesus hierso praat, is mense wat hulle self wil regverdig. Deur hulle werke. Met ander woorde, mense wat God se guns wil verdien, deur om te sê, maar ons is mos goeie mense. Die Here gesê, hy het nie gekom om die regverdiges te red nie. Wat regverdig is in hulle eie oë. En wat sê, maar ons was mos goeie mense gewees nie. Nou verdien ek die seën nie. Nee, die Here sê, hy soek nie jou regverdigheid, en hy soek nie jou ek is mos 'n goeie mens offers nie. Nee, hy soek die mense wat 'n begrip het van sy sondige natuur. En die woord van die Here is sy lewenswater en sy geneesmiddel, want daarin vind ons vergifnis vir ons sondes in die bloed van Christus en die woord wat hy ons ook gee. En rus vir ons siel. En daarom bewaar ons dit ook in ons harte. En enige fisiese seën wat met dit gepaard gaan, die seën is bloot net 'n byproduk van die genade van die Here, wat hy aan sondaars soos ons gee. Maar om af te sluit, my seun, vergeet my onderwysing nie, en laat jou hart my gebooie bewaar. Want dit sal lengte van dae en jare van lewe en vrede vir jou vermeerder. Dit sal. Die ongelowige sê in sy hart, ek hoef nie heeltemal hierby te hou nie, want dit is van klein effek op my, en my goeie lewe gaan in elk geval vir my 'n plek in die hemel in verdien. Maar jy is 'n absolute dwaas as jy so dink. Maar die van ons wat werklike liefde het vir die Here, aan die ander kant, bewaar die gebooie van die Here, nie vir die seëninge daarvan nie, maar oor ons liefde het vir die Here, en sy gebooie en sy woord is kos vir ons siel. En ons verstaan dat die koste van ongehoorsaamheid, indien ons nie sy woord bewaar nie tydelik en beperk is tot ons eie lewens nie, maar belemmer nie net ons ewigheid nie, maar ons kom ook ons nageslagte en hulle nageslagte na hulle te na. Ons verstaan die koste daaraan verbonde, indien ons nie gehoorsaam is nie. Maar wat 'n seëning is dit nie om te weet? Wat 'n belofte ons het in die Here nie? Wat 'n gemoedsrus kan ons nie hê nie? Want soos Petrus ook gesê het in Handelinge 2 vers 39, want die belofte kom julle toe en julle kinders. En wat 'n gemoedsrus is dit nie? Wat 'n seëning is dit nie om dit te weet nie?
vir die ongelowige. Moet dit hulle bitter bang maak om hierdie te hoor. Want die nagevolge, as ons nie daar behou nie, is nie tydelik nie. Dit is nie beperk tot 'n sekere hoeveelheid jaar nie. Nee, jy moet bewe van vrees. Want jy belemmer nie net jou eie ewigheid nie. Jy kom jou eie nageslag en hulle nageslag en hulle kinders en hulle kindskinders te na. Maar aan die ander kant, wat 'n seëning en gemoedsrus is dit nie vir ons wat die Here liefhet nie en wat hom volg nie. Want die seëning is nie net vir ons nie. Want die belofte kom julle toe en ook julle kinders. Hoe groot is die genade van die Here nie. Geseënd is die Here. Nie net vir sy woord wat hy vir ons gee, sodat ons dit kan bewaar nie, maar ook dat hy sy seëninge so ryklik op ons uitstort, sowel as op ons kinders, terwyl ons dit nie eers verdien nie, en nie kan verdien nie. Alle lof, alle eer, alle glorie, kom die naam van die Here toe, vir ewig en ewig, vir sy genade en barmhartigheid, teenoor sondaars soos ons. En nie net oor ons nie, maar ook oor ons kinders, en die kinders van ons kinders. Mag sy naam geheilig word. Amen. Kom ons sluit die oë. Here, ons dankie vir die woord. En ons dankie vir wie U is, Here. Here, ons het teen 'n ewige heilige God gesondig en daarom verdien ons ook 'n ewige straf in die hel. En hoe genadig is U nie teenoor ons dat U nie vir ons gee dit wat ons wel verdien nie. Maar Here, laat ons ten minste net begryp dat daar kondisies aan verbonde is in hierdie seën, Here. Maar Here, ons kan nie ons eie harte verander om 'n liefde te hê vir die woord nie, Here. Selfs al probeer ons. En Here, indien ons dalk hier vandag sit en ons het nie hierdie liefde waarvan ons gepraat het vandag vir die woord nie. En ons het nie 'n honger en 'n begeerte bloot net om die gebooie te bewaar nie. En die gebooie is swaar vir ons. Indien dit ons is, Here, gun dit ons in die eerste plek om te besef dat ons dit nie self kan verander nie. Dat die liefde wat ons vir die woord behoort te hê, dat ons dit nie in onsself kan opkweek nie. Al probeer ons hoe hard. Mag ons eerstens dit besef, Here. En tweedens, Here, nadat ons dit besef, gun dit ons om onsself te verootmoedig voor U, om op ons knieë neer te val en te pleit, Here, dat U wel ons hart sal kom verander deur die krag van die Gees. Want dis die Gees alleen wat ons harte so kan verander, om wel 'n liefde vir die woord en vir U te hê. Help ons dus eerst om ons onvermoë te begryp, en tweedens, Here, om U naam aan te roep, sodat U wel ons hart kom verander, dat dit ons is, Here. En mag het ver van ons afwees om te dink dat ons goeie mense is, en dat U ons enigiets skuld, of dat ons enigiets by U verdien. O Here, mag het ver van ons afwees. Wee ons as ons dit dink, Here. Maar Here, hoe groot is die barmhartigheid nie teenoor die kinders nie. En dat ons kan weet dat U nie kan verander nie, en die woord kan ook nie verander nie. En dat die belofte staan vas, nie net van oordeel nie, maar Here ook van seën. Oor die wat U liefhet, en oor die kinders. En daarvoor, Here, hoe kan ons dan anders as om U te loof en te prys? En hoe kan ons anders as om ons lewens uit te stort as 'n dankoffer tot U? Here, want U is waardig. Omdat U onwaardige mense soos ons so barmhartig is. Alle lof, alle eer en alle glorie, Here, kom U naam toe vir ewig en ewig. Amen. Amen. Ons kom nou by die doop. Ek sal julle nou vorentoe roep, julle kan maar net eers bly sit.
Ekskuus, ek wil net eers beamoen wat ons vanoggend gesê het en laat ons net begryp. Ons is nie goeie mense nie. Jy moet nie dink dat die Here jou enigiets skuld of dat hy jou enigiets gaan gee omdat jy 'n goeie mens is nie. Jou goeie mens wees kan nie naby die standaard van die Here kom nie. Nie een enkele mens kan 'n plek in die hemel in verdien omdat hy 'n goeie mens was nie. Ek gee nie om vir hoeveel bedelaars hy kos gegee het nie. Ons het gesondig teenoor die allerheilige God en ons verdien 'n ewige straf. En daarom, laat ons onsself ondersoek of ons werklik in die geloof is, of ons werklik 'n liefde het vir die Here. Want as ons dink dat ons goeie mens wees, vir ons 'n plek in die hemel in kan verdien, hoe vreesaanjaend moet dit wees om in die hel wakker te word nie. Dan kan jy al klaar weet, jy is op die verkeerde plek. As jy dink die Here skuld jou iets omdat jy 'n goeie mens is, jy is nie 'n goeie mens nie. Ek is nie 'n goeie mens nie. Laat ons onsself ondersoek of ons werklik in die geloof is, of ons werklike liefde het vir die Here, of ons werklike begeerte het om sy woord te volg. En as ons nie het nie, jy kan dit nie verander nie. Jy kan dit probeer verander, jy kan dit nie verander nie. Maar die Here kan. Ons lees in die pelgrimse reis. Wat is die tweede man wat saam met Christen gereis het? Die eerste een was getrou, die tweede een was hoopvol. Hoopvol reis saam met Christen. En Christen vra vir hoopvol in die boek, maar hoe het jy het jy hierdie liefde, het jy hierdie begeerte gehad vir die Here, toe jy oorspronklik die evangelie gehoor het? Vra Christen vir hoopvol. En hoopvol sê, maar hy het nie 'n liefde gehad vir die Here en vir sy woord, toe hy die eerste keer die evangelie gehoor het nie. En Christen vra toe vir hoopvol, maar wat het jy toegedoen? Hy sê, maar ek het gebid, dat ek dit kon kry. Ek het hierdie liefde gesoek, maar ek het dit nie gehad nie, maar ek het gebid dat ek dit kan kry. En Christen vra dan vir hoopvol, en toe het hy toegekry. En hoopvol sê, nee, nog steeds nie. En Christen vra te hoopvol, maar wat het jy toegedoen? Sê, wat kon ek doen? Ek het net aanhou bid. En ek het aanhou bid. En nie die tweede keer nie, nie die derde keer nie die 5de keer nie, nie die 10de keer nie, het ek nog steeds nie daai liefde vir die Here en sy woord gehad nie. Maar uiteindelik, toe werk die Gees van die Here in sy hart. Want hy het geweet, hy kan dit nie self verander nie. Want die Here het in sy hart kom werk, en uiteindelik na die 20ste of die 100ste keer, sê hoopvol, toe kom die Here en hy verander sy hart. Ons kan dit nie doen nie. En as ons nie weet waarvan ek gepraat het volgende, bly by die Here. En moenie ophou, tot hy jou hart verander het nie. Want hy alleen kan dit verander. Amen. Die hoofsaak van die leer van die heilige doop word in hierdie 3 punte saamgevat. Ten eerste, ons en ons kinders is in sonde ontvang en gebore en is daarom onder die toorn van God, sodat ons nie in die ryk van God kan inkom nie, tensy ons opnuut gebore word. Dit word aan ons geleer deur die indompeling in en besprinkeling met die water, waardeur die onreinheid van ons siele vir ons aangewys word, sodat ons vermaan word om 'n afkeer van onsself te hê, ons voor God te verootmoedig en ons reiniging en saligheid buite onsself moet soek. Ten tweede, die heilige doop betuig en verseël aan ons die afwassing van die sondes deur Jesus Christus, en daarom word ons gedoop in die naam van God, die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Want as ons in die naam van die Vader gedoop word, betuig en verseël die Vader aan ons, dat hy 'n ewige genadeverbond met ons oprig, ons tot sy kinders en erfgename aanneem, en ons daarom met alle goeie dinge wil versorg, en alle kwaad van ons wil afweer, of tot ons beswil beskik.
En as ons in die naam van die Seun gedoop word, verseël die Seun aan ons, dat hy ons in sy bloed so van al ons sondes was, waarmee hy ons in sy dood en opstanding inlyf, dat ons van ons sondes bevry en voor God regverdig gereken kan word. Net so ook as ons in die naam van die Heilige Gees gedoop word, verseker die Heilige Gees ons, deur hierdie heilige sakrament, dat hy in ons wil woon en ons tot lidmate van Christus wil heilig, deur tot ons eiendom te maak wat ons in Christus het, naamlik die afwassing van ons sondes en die daaglikse vernuwing van ons lewe, totdat ons eindelik onder die gemeente van die uitverkorenes in die ewige lewe vlekkeloos gestel sal word. En ten derde, omdat alle verbonde uit 2 dele bestaan, daarom word ons ook weer deur die doop vermaan en verplig tot 'n nuwe gehoorsaamheid. Ons moet naamlik hierdie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees aanhang, vertrou en lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Ons moet van die wêreld afsien, ons ou natuur doodmaak en 'n godvrugtige lewe lei. En as ons soms uit swakheid en sonde val, moet ons nie aan die genade van God twyfel of in die sondes bly lê nie. Die doop is immers 'n seël en ontwyfelbare getuienis dat ons 'n ewige verbond met God het. En daarmee kan die doopouers vorentoe kom en hier voor my kom staan. Julle kan sommer net hier so kom staan. Julle kan maar vir my kyk. Ja. Hoewel ons kinders hierdie dinge nie verstaan nie, mag hulle nogtans nie daarom van die doop uitgesluit word nie. Aangesien hulle sonder dat hulle dit weet, aan die verdoemenis in Adam deel het, en ook sonder dat hulle dit weet, wie in Christus tot genade aangeneem word. So spreek God ook tot Abraham, die vader van al die gelowiges, en daarom ook tot ons en ons kinders, en sê, ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag na jou, in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou God te wees, en vir jou nageslag na jou. Dit betuig Petrus ook met hierdie woorde, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Here ons God na hom sal roep. Daarom het God vroeër beveel, dat hulle besny moet word, wat 'n seël van die verbond en van die geregtigheid van die geloof was, so het Christus hulle ook omhels, die hande opgelê en die kinders geseën. Omdat die doop nou in die plek van die besnydenis gekom het, daarom moet die kinders as erfgename van die ryk van God en van sy verbond gedoop word. En die ouers is verplig om hulle kinders terwyl hulle opgroei hieromtrent breedvoeriger te onderrig. En u geliefde gemeente ontvang hierdie kind as deel van die verbondsvolk van God en die liggaam van Christus. Wees lief vir hierdie kind, bid vir hom en wees 'n voorbeeld van lewe vir hom in Christus. Om hierdie heilige instelling van God tot sy eer, tot ons troos en tot opbouing van die gemeente uit te voer, laat ons daarom die Here se heilige naam aanbid. Kom ons buig die hoofde en ons sluit die oë. O almagtige ewige God, U het volgens die streng oordeel die ongelowige en onboetvaardige wêreld met die sondevloed gestraf, en die gelowige Noag met sy gesin, 8 mense, deur die groot barmhartigheid gered en bewaar. U het die verharde Farao met al sy manne in die Rooi See verdrink en die volk Israel op droë grond daardeur gelei, waardeur die doop afgebeeld is. Ons bid U, kragtens U grondlose barmhartigheid, dat U hierdie kind van U genadiglik wil aansien en deur die Heilige Gees in U Seun Jesus Christus wil inlyf, sodat hy met hom in sy dood begrawe mag word
en met hom in 'n nuwe lewe mag opstaan. Laat hy, terwyl hy hom daagliks navolg, sy kruis blymoedig dra en hom aanhang met opregte geloof, vaste hoop en vurige liefde, sodat hy hierdie lewe, wat tog niks anders as 'n voortdurende sterwe is nie, deur u getroos mag verlaat en op die laaste dag sonder verskrikking voor die regterstoel van Christus, u Seun, mag verskyn. Dit bid ons deur hom, ons Here Jesus Christus, u Seun wat saam met u en die Heilige Gees, een enige God leef en regeer in ewigheid. Amen. Ek gaan die volgende vrae aan julle stel. Ek gaan 3 vrae vra en aan die heel einde dan kan julle net julle antwoord gee. Geliefdes in die Here Christus, u het gehoor dat die doop 'n instelling van God is om aan ons en ons kinders sy verbond te verseël. Daarom moet ons dit vir hierdie doel en nie uit gewoonte of bygelowigheid gebruik nie. En dat dit openbaar kan word dat dit u gesindheid is, moet u van u kant op hierdie vraag opreg antwoord. Ten eerste, hoewel ons kinders in sonde ontvang en gebore en daarom aan allerhande ellende, ja aan die verdoemenis self onderworpe is, bely u nogtans dat hulle in Christus geheilig is en daarom as lidmate van sy gemeente behoort gedoop te wees. En ten tweede, bely u dat die leer van die Ou en Nuwe Testament, wat in die artikels van die Christelike geloof saamgevat is en in die Christelike kerk hier geleer word, die ware en volkome leer van die saligheid is. En ten derde, beloof u en neem u voor om hierdie kind, van wie u die vader en die moeder is, wanneer hy dit kan verstaan, in die genoemde leer na u vermoë, te onderrig en te laat onderrig. Wat is julle antwoord hierop? En met dit kan julle hom nader bring. Jakobus Konradi, ek doop jou in die naam van die Vader, in die naam van die Seun, in die naam van die Heilige Gees. Amen. Julle kan net so bly staan. En met dit kom ons sluit die oë en ons bid weer tot die Here. Almagtige, barmhartige God en Vader, ons dank en loof u, dat u ons en ons kinders deur die bloed van die geliefde Seun Jesus Christus al ons sondes vergewe, en ons deur die Heilige Gees tot lidmate van die enige gebore Seun en daardeur tot die kinders aanneem, en dit aan ons met die heilige doop beseël en bekragtig. Ons bid u ook deur hom, u geliefde Seun, dat u hierdie kind, Jakobus, altyd met die Heilige Gees wil regeer, sodat hy Christelik en godvrugtig opgevoed mag word, en in die Here Jesus Christus mag groei en toeneem, totdat hy die vaderlike goedheid en barmhartigheid, wat u aan hom en ons almal bewys het, kan bely, en in alle geregtigheid onder ons enigste leraar, koning en hoëpriester Jesus Christus, kan lewe en moedig teen die sonde, die duiwel en sy hele ryk kan stry, en oorwin, om u en u Seun Jesus Christus, en ook die Heilige Gees, die enige ware God, ewig te loof en te prys. Amen. En met dit kom ons sing 'n lied saam. Ek het vir julle 'n liedboekie so. Dan kan ons blaai na 287, liednommer 287. En dan kan ons staan, dan kan ons saam sing 287 by u verbondsbeseëling, Heer. Bring
Amen. Mag julle 'n geseënde dag hê in die Here en 'n geseënde week. En natuurlik ons koffie en ons ietsie om te eet, so kom ons geniet die samesyn. Baie geluk aan julle ook as ouers. Mag dit 'n geseënde dag wees en dankie vir al die familie wat ook deurgekom het.